Ons is nou al 3 weke besig met Jesus en sy titel Christus. En jy het dit nou al gehoor. Daardie eenvoudige woord wat so vroom klink, is dalk een van die mees misverstane konsepte in die geskiedenis van die kerk. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Nie omdat dit oppervlakkig is nie, maar omdat dit die hele storie laat kantel. Dit verskuif Jesus van 'n koning na 'n karakter in jou lewe, van 'n heerser na 'n helper, van 'n revolusionêre persoon na 'n terapeutiese figuur. En daardeur verloor ons die impak van sy koms. En dit is hoekom ek dit oor en oor vir jou vertel. In die wêreld waarin Jesus geleef het, 'n wêreld van Romeinse rykstaal, keizerkultus en militêre mag, het die woord Christus iets kragtig beteken. Dit het gesê, God het iemand aangewys om te regeer. Nie Caesar nie, nie Herodes nie, maar homself. Jesus, die gesalfde, die koning. En as jy dink Christus is maar net deel van Jesus se naam, dan begin jy tekste soos Jesus is die Christus lees sonder om te hoor wat dit regtig sê. Dis soos om iemand dokter te noem en te dink dis hulle voornaam. Jy mis die autoriteit, die aanspraak, die uitnodiging en die uitdaging. Want Jesus het nie gekom om bloot ons innerlike vrede te herstel nie. Hy het gekom om 'n nuwe orde te begin, om die wêreld te herverbeel. Hy bring 'n alternatiewe realiteit, een wat bots met die logika van mag en geld en beheer. En kyk hoe lyk daardie wêreld. Die armes word geseënd, nie weggehou of geminag nie. Vyande word vergewe, nie vernietig nie. Mag vloei nie van bo af nie, maar groei van onderop. En liefde, nie vrees nie, is die primêre dryfkrag van menslike interaksie. Dit is die soort wêreld wat net 'n koning kan bring. Maar net as daardie koning nie soos die wêreld se konings lyk nie. Want hierdie koning jaag nie onderwerping af nie. Hy nooi jou tot deelname. Hy oefen nie beheer uit deur geweld nie, maar deur selfgawe. En in die hart van sy koningskap is dit nie wraak nie, maar genade. So hier is die vraag, wat as jy al vir jare in die kerk is, maar Jesus nog net as my persoonlike verlosser geken het? Wat as jy nog nie besef het, hy is ook die Christus nie, die een met regmatige heerskappy oor alles, oor ekonomie, politiek, gesinne, identiteit en ja, ook jou hart. Want as jy Jesus net sien as 'n redder, gebruik jy hom wanneer jy hom nodig het. Maar as jy hom begin sien as koning, besef jy, hy vra jou hele lewe. Die vroeë volgelinge het dit verstaan. Dis hoekom hulle kon loslaat, dis hoekom hulle kon volhard, dis hoekom hulle 'n nuwe samelewing begin het, dikwels in die skadu van keisers en vervolging. Want hulle het ontdek, hierdie goeie nuus is nie net vir sonde nie, dis vir alles. Jou werk, jou vriende, jou vyande, jou tyd, jou geld, jou hoop. En wanneer jy hom as Christus begin sien, verander jou gebede, jou prioriteite, jou lojaliteit, jou storie. Tot môre, mooi loop.